Baie welkom by Vanaand se studie. Ons is by Prediker 8 vers 14 tot 12 vers 7. Dis die laaste preek van die Prediker. 4 preke is afgehandel en ons het begin sien die struktuur van die preke verskil so bietjie van mekaar, maar in al die preke het ons dieselfde struktuur. In wese, dit gaan oor wat maak sin en wat maak nie sin nie. Wat is sinloos en wat maak wel sin? En wat is die groot gemeene deler wat die Prediker dan vir ons gee? En jy kan nou nie net deur Prediker lees nie, jy kan nou die volgende boeke gaan deurlees, met dit wat jy nou reeds geleer het in hoe wysheidsliteratuur lyk. Jy kan Psalm 1 lees, dan sien jy die 2 weer. Dis dieselfde as die hele 4 preke van Prediker. Jy kan na enigiets van die Spreuke gaan lees, Spreuke 1 tot 9 byvoorbeeld, en jy sal agterkom, Salomo gee wat maak sin en wat maak nie sin. Dieselfde wat hier gebeur, wat maak sin, wat maak nie sin nie. En hoekom maak dit sin as die Here betrokke is en hoekom maak dit nie sin as die Here nie betrokke is? En wanneer die sinloosheid bespreek word in Prediker, daar alles is 'n gejaag na wind, is 'n perspektief van die ongelowige wat nie die prentjie vanuit God se oogpunt sien nie. Dan is die lewe sinloos. En daarom het ek nou nie meer baie van hierdie gesê nie, maar elke keer as ons iets lees, gee ons die perspektief van, as die Here met ons is, wat gebeur dan? Of as die Here die kern van die saak is, wat gebeur dan? Dit is dus waaroor dit dan in wese gaan. So ons gaan nou deur die laaste deel van Prediker, ons het nou gevorder by Prediker 8 vers 14 tot by Prediker 9 vers 10. Jy sal sien nou die struktuur wat ek dan op die blaadjie vir julle gegee het. Vanaf vers 11 tot 16 gaan oor die lewe is onseker, maar dis deel van die gedeelte wat sê geniet jouself terwyl jy kan. Nou, dit maak nie sin om jouself net te geniet nie, want alles is 'n gejaag na wind en dan is kom ons geniet onsself want môre gaan ons dood. Dis 'n standpunt wat ons op verskeie plekke lees en die Nuwe Testament gee dit byvoorbeeld. En dis 'n fatalistiese standpunt, daar is geen hoop nie. Dis 'n hooplose standpunt. Maar hoekom kan ons die lewe geniet? Prediker gee vir ons nou in die verse 11 en tot verder, gee dit vir ons 'n bietjie antwoorde. Maar die subafdeling van 8 vers 14 tot 9 vers 16 is, geniet jouself terwyl jy kan. God se doel is nie dadelik bekend vir die mens nie, was punt 1. Die tweede ene was, die dood is die einde. En die dood maak vir die gelowige sin, vir die ongelowige glad nie sin. Die doel van van ons lewe maak vir die gelowige sin, omdat jy die sin in die Here moet vind. Ek dink in die laaste preek wat ons ook gedoen het, wat gegaan het oor die gedeelte uit Christus se woorde, in die gelykenis van die 10 maagde, is een van die vrae wat gevra was in die prediking, maar hoekom is ons hier? Hoekom is ons op die aarde? Wat is ons aardse roeping? Met ander woorde, dit wat God wil hê ons moet wees in sy skepping. Wat moet ons wees? En as ons nie die vraag vra nie, dan gaan ons ook soos die Prediker se ongeloofstandpunt moet vra, maar maak die lewe dan sin? Die dood maak ook nie sin nie, vir die een wat nie weet hoekom is ons hier nie. Goed, dis 'n baie belangrike deel. So in die tweede deel wat ons nou vanaand ingaan is nog steeds oor die sinloosheid van die lewe, wat op 10 vers 20 gaan strek, en lesse wat die moeite werd is om te leer, gaan wees wysheid teenoor dwaasheid, vanaand gaan ons baie daarby stil staan, en dan ook as ons daarby uitkom, regering van konings. Lesse wat die moeite werd is om te leer, hoor hierdie woordeskat, moeite werd, iets wat nie die moeite werd is nie, wat die moeite werd is om te leer. Wat gee mens graag vir jong mense om te doen? Iets wat die moeite werd is om te leer. Wat gee mens vir ouer mense om te doen? Iets wat rustiger is, maar nog steeds die moeite werd is. Mens hou daarvan om besig te wees met iets wat sin maak. Is daar enige iemand wat hou van iets wat nie sin maak nie? Hoor jy dit? Ek wil dit vra sommer in die begin van die studie vanaand. Is daar enigiets wat sin maak om te doen wat glad nie sin maak nie? Dis nie die moeite werd om iets te doen wat glad nie sin maak nie. 'n Sinlose bestaan is vir niemand die moeite werd nie. Oud of vir jonk. Jong mense beskryf dit net bietjie anders. Op 'n stadium sê hulle, maar hoekom is ek hiermee besig? Maar hulle het die vraag bietjie laat gevra. Baie keer. Goed, kom ons lees.
So dis ons inleiding vir vanaand is die laaste deel van geniet jouself terwyl jy kan. Geniet jouself. Ons lees vanaf vers 11. Weer het ek onder die son gesien dat die wedloop nie is vir die vinniges, die oorlog nie vir die helde, en die brood nie vir die wyse, ook die rykdom vir die slimmes, die guns vir die versadiges, die guns vir die ek het my plek verloor. Ekskuus, kom ek lees hom weer. Weer het ek onder die son gesien dat die wedloop nie is vir die vinniges, die oorlog nie vir die helde, en ook die brood nie vir die wyse, die rykdom nie vir die slimmes, ook die guns vir die verstandiges nie, want tyd en lotgeval tref hulle almal. Ja, die mens ken ook sy eie tyd nie. Soos die visse wat gevang word in die gevaarlike net, en soos die voëls wat gevang word vir die vangnet, so word die mensekinders verstrik in die tyd van onheil, as dit hulle skielik oorval. Ook het ek dit as wysheid gesien onder die son. En dit was groot in my oog. Daar was 'n klein staatjie en min manne daarin, en 'n groot koning het daarteen gekom en dit omsingel, en groot beleringswerke daarteen gehou. En daarin is 'n arm wyse man gevind. Ons het al hierdie gedeelte gelees, né? Maar ek dink eers om klaar het ons hom nie gelees nie. Goed. Ek is by vers 15. En daarin is 'n arm wyse man gevind. Die het die stad deur sy wysheid gered, maar geen mens het aan daardie arm man gedink nie. Toe het hy gesê: Wysheid is beter as heldekrag, maar die wysheid van die arme word verag, en na sy woorde word nie geluister nie. Net tot daar. Kom ons kyk eers na die eerste paar verse. Vers 11 het baie wysheid in. Weer het ek onder die son gesien dat die wedloop nie is vir die vinniges nie. Hasie en skilpad. Wie ken die verhaal? Hoekom is wysheid nie hoekom is die wedloop nie vir die vinniges nie? Vir met watter wedloop is ons besig? Vra 'n bietjie die vraag. As ek nou vir my jongste seun wat hier sit vanaand vra, watter wedloop is jy in? Dan sal hy sê, nee, hy het nie eens geweet hy is in 'n wedloop nie. Want hy verstaan nie dat hy in 'n wedloop teen tyd is om te leer soveel as wat hy kan leer terwyl hy nog jonk is nie. Hy verstaan nie hy is in daai wedloop nie. Hoe lank vat dit om deur skool te kom? Skool is normaalweg 'n 12 jaar siklus. So kry 5 jaar laerskool, 7 jaar maak dit 7 jaar laerskool, 5 jaar hoërskool. Dis hoe ons die siklus ken. Dis 'n 12 jaar siklus. Deesdae begin ons by voorskoolse skoling ook al en dan word daardie siklus eintlik nog langer. Maar kom ons kyk na 12 jaar. Hoe lank vat dit om 12 jaar verby te leef? So, dan is hy weg. Goed. Dis 'n wedloop. Jy geweet dit, dis 'n wedloop. Nee, goed, welkom by die wedloop. Jy veg teen jouself as jy dit nie optimaal gebruik nie, dan jy die wedloop verloor. En die wedloop is nie vir die vinniges nie. Jy agterkom. Wat jy gedoen het met die tyd wat jy het, almal het dieselfde hoeveelheid tyd en almal maak eintlik gelyk klaar. Maar party is voor en party is agter en party weet dit nie eers nie. Party is voor en na skool kom ons agter wanneer ons hulle op tersiêre vlak sien. Ek het 'n klomp van hulle gesien wat die topstudente was in hulle hoërskoolvlakke en na skool uit die bus uitval op 'n ander vlak, want toe sit skielik 'n selfstandigheid en hierdie vryheid het vir party mense geboelie dat hulle net omgeval het en net nie met al hierdie invloede kon werk nie. En dan het hierdie ouetjies wat eintlik sleg gedoen het op skool daar uitgestyg. En hoeveel keer het dit al gebeur? Sterk ouetjies het nog sterker geword en sterk ouetjies het baie swak geword en swak ouetjies het ook sterk geword. Hoekom werk dit so? Party verstaan die wedloop anders. Reg? Hier's baie wysheid net in daardie frase. Die wedloop is nie altyd vir die vinniges nie. Partykeer ons het lank geleer het baie meer geweet en die regte werk gaan doen op die regte manier en uitgestyg bo al die ander want hulle het uithou vermoë geleer. En skielik het uithou vermoë die
produk geword of die vrug geword van hulle inspanning. Uithou vermoë het gemaak dat hulle die beste geword het in wat hulle was. Dit is ongelooflik hoe dit gewerk het. Dan, die wedloop is nie vir die vinnig nie, oorlog nie vir die helde nie. Almal in die oorlog kry nie die eer nie. Dis baie sleg. En die brood nie vir die wyse nie. Die skelms vat ook brood. Dit gebeur. Die rykdom nie vir die slimmes nie. Almal wat ryk is kry nie geld nie. Kry nie breins nie. Almal wat ryk is kry nie breins nie. En die guns nie vir die verstandiges nie. En dit gee vir ons die perspektief. Wie is jy en waar moet jy wees? Dit is 'n wysheidsaak. Wie is jy en wat is jou status voor die mense en wat is jou doel voor die Here? Dit is 'n groot saak hierdie. Wie is jy voor die mense en wie dink jy is jy voor die mense? Ek ken mos altyd die grappie, iemand wat dan kom sê, weet jy nie wie ek is nie? En dan die vrou wat daar by die lughawe dan oor die stelsel roep, hier is 'n persoon wat hier by die toonbank is wat nie weet wie hy is nie. En dan met die doel om te sê, jy is eintlik maar 'n gewone mens, dalk met sekere status en 'n sekere raamwerk, vir my beteken jy eintlik nou niks nie. Maar jy maak van jouself meer. Wie is jy eintlik? In die groter prentjie is jy onder die Here niks nie. En dis waar ons almal staan. So, hoe jy gevorder het, die rykste man dalk ter wêreld, die een met die meeste kennis en pag op 'n bepaalde tema, ken nie alles wat God ken nie. So, jy is altyd ergens onder. En eintlik is ons heel onder. Maar ons groei en ons status is bepaal en die Here het ons status vir ons bepaal. Maar uiteindelik is almal gelyk voor die Here. En dis iets wat die wysheid ook daar leer. So daardie 2 verse het nogal baie te sê oor hoe seker is die lewe? Ek is dalk nou ryk, maar waar gaan my rykdom heen en wat is ek dan? Ek het al so tyd terug het ek gepraat oor status en status en identiteit. Dis 'n baie belangrike ding in mens wees. Status en identiteit is 'n baie belangrike ding in mens wees. Ek wil dit gou hier herhaal, dit is die plek waar hy hoort. As jou status bepaal word deur wat jy ry en jou identiteit bepaal word deur daardie voertuig en iemand steel jou kar, is jy niemand. Ernstiger as wat jy doen, jou werk, al jou karaktereienskappe gekoppel word aan wat jy doen en jy word verlam, dan is jy weg. Want niemand onthou jou anders as wat jy doen. So weet dat wanneer jy dit waaraan jy jou identiteit koppel, kan verloor, wie is jy eintlik? Daar word vertel, dan baie gebeur, ek is hierdie een se boetie of hierdie een se sussie, maar ek is nooit hierdie een nie. Ek sê maar Jannie se sussie. Hoe is jy Jannie se sussie? Ja, ek is Jannie se sussie. Maar hulle weet nooit wie sy is nie, want sy het nooit 'n naam nie. Sy word altyd geken as Jannie se sussie. En niemand weet wie sy eintlik is nie, want sy het geen ander identiteit behalwe om Jannie se sussie te wees. Ek dink, my eie vrou sal weet, want sy was die 3de van 3 en hulle was nogal prominent in hulle, sê maar droog maak, ek glo dit was meestal hulle moeilikheid. So as jy die 3de is van 3 en dan sê hulle maar, is jy soos jou boeties? Dan hulle aanvaar amper jy gaan wees soos jou boeties. Dan is jy nie wie ook al jy is nie, jy is dan iemand anders. Hoor net daar, wat het identiteit gedoen? Jou identiteit het gekom op grond van jou familie, van jou gesin. Is jy hierdie een se kind? Dis die moeilike ma. So iets. As kinders ken ons dit, maar as jy nou volwasse is en jy leef in hierdie lewe, en jou status bepaal jou identiteit, jou besittings bepaal jou identiteit, ander dinge buiten jou persoonlikheid, wie jy is as mens van dag tot dag bepaal dit nie, is ons op 'n baie gevaarlike plek in die lewe. Ons, so tyd terug het die saak van selfbeeld nogal vreeslik sterk in die skool ingekom en onderwysers het nogal regtig gewerk aan kinders se selfbeeld. En ek hoor op 'n stadium
'n praatjie en die ou sê, vergeet van selfbeeld, jy moet dink aan Christusbeeld. En dit laat 'n gedagte by mens opkom, as my beeld sterker word, in die lig van gedeeltes soos Kolossense 3, wie se beeld moet sterker word? Die beeld van God moet sterker word. Ons is na die beeld van God geskape, en ons moet sy beeld uitdra. So as die Christusbeeld al hoe meer duideliker word, is selfbeeld gelyk aan Christusbeeld? Nee, want wat is die eie ek eintlik? 'n Sondige toestand en dan 'n tentoonstelling van 'n sondige toestand. Soos as jou selfvertroue min is, daar is ons krisis mos altyd. Jy het min selfvertroue as jy wil nie iets doen nie. So mense sê jy moet glo in jouself. Nou as jy glo in jouself vat tot by jy is God, dan het ons 'n ander probleem. Dis nie altyd wat bedoel was nie. Onthou dit. Dis nie wat bedoel was nie, maar kyk waarheen kan dit lei. Lei na jy vertrou so in jouself, jy het die Here eintlik nie nodig nie. Dis die volgende ding wat mense natuurlik sal doen, want hoekom moet ek op die Here vertrou as ek genoeg is in my eie? My identiteit, my selfvertroue en uiteindelik wie ek is, kan gekoppel word aan myself. Dan dra ek nie meer die beeld van Christus nie. So identiteit in Christus is krities belangrik en buite my werke en ander goeders. Want dit is nogal 'n belangrike ding. Maar nou, jy kan hoor die sielkunde het ons nog lekker besig gehou oor die jare met baie dinge. Want iemand sonder selfvertroue is hoe? Kom ons praat gou daaroor vinnig. Hoe lyk iemand wat nie selfvertroue het nie? Hulle doen eintlik niks want hulle glo hulle kan nie iets reg doen nie. Is dit 'n probleem? Ja, dis 'n groot probleem. So wat is partykeer die krisis? Hoe kry ek iemand om wel iets te doen? Wat eers selfvertroue verloor het. Dis amper onmoontlik. Want wat moet jy dan nou gee om selfvertroue te skep? Jy moet 'n ruimte bied waar jy nie kan foute maak nie. Sjoe, hoe kry jy dit reg? En dis baie moeilik. So dis 'n gevaarlike plek om te wees, om vertroueloos te wees, om selfvertroue nie meer te hê nie. En dis 'n afgrondpad. Dis 'n baie moeilike plek om iemand op te tel. Maar liefde kan dit oorwin. Maar dit is onvoorwaardelike liefde wat dit oorwin. En 'n ruimte waarin jy nie jou foute nie gekritiseer word nie. Daar maak jy dit. Maar anders kom jy nie daar uit nie. Dis nog 'n gevaarlike plek. Goed, kom stap so eentjie aan. Reg, so ek wou daardie saak net bietjie met u deel. Dis belangrik dat ons verstaan lewenswysheid. Die sin van dat jy verstaan waar jy is in die lewe. Dis 'n goddelike gegewe saak. Dat die Here vir ons sin gee in die lewe as gevolg van die feit dat ons weet waar ons is. En daarom moet ons nooit vergeet dat die prediker ons dit ook leer. Daar is sin in verstaan wie jy is, waar jy is en waarheen jy op pad is. Daar's baie sin hierin. En as die Here vir ons hierdie rigting en ruimtes gee, en dit kan jy nota van maak, dan maak die lewe sin. Daar onder die tema dit is onseker. Dan is die lewe seker, die dood 'n gewisse einde, maar my pad op aarde het sin. Dis nogal 'n belangrike ding. So maak seker ons het altyd in hierdie tyd waarin ons bestaan, het ons eindpunte en doele. Goed. Dan is hier vir ons 'n verhaal geskryf. Daar was 'n klein stadjie, min manne daaraan, groot koning het daarteen gekom. Nou wat gebeur met 'n klein stad en min mense? En dan kom 'n groot koning met baie vyande, met baie mense wat kan veg. Daar bly niks oor van die stad nie, maar in getalle is daar 'n krisis, want as jy min het teenoor baie, jy word omsingel en wat gebeur? Hulle het 'n arm wyse daar man gevind. Nou die woorde hier is belangrik. 'n arm wyse man. Kyk eers na die man. Hy's arm. Wie gaan na 'n arm man luister? Het 'n arm man enigstens status in 'n stad van rykes? Of in enige stad? Hoeveel arm mense sal ons na enige van die arm streke in ons eie dorp toe gaan en sê, help my gou, gee my gou raad. Hoe gaan ons hierdie belering weerstaan? Maak tog nie sin nie. Wie gaan dit doen?
Want ons vertrou dat die arme man geen selfvertroue sal hê nie, want hoekom sal hy iets kan sê vir die meer gesiene mense? Dis gewoonlik die terughoudende status. En nou sit 'n arm en wyse man. Ken jy sulke mense? Ek ken baie sulke mense. Arm en wys. Hulle het nie baie geld nie, hulle is afgetree, hulle is oud, maar hulle het baie wysheid. Hulle is nie gepla oor hulle niks het nie. Hulle is nie gepla oor wat kan hulle wys nie. Hulle is nie vol van hulle self nie. En hulle deel met jou die gewone goed. Die vrou, hoe het hy die ding gemaak? Dan sê vir jou, dis hoe hy het gemaak. Dan sê, wow. Met soveel net gewone praktiese denke het hy iets met dit wat hy gehad het gemaak. Hy het nie eers 'n dierding gebruik nie. Hy het nie diermateriaal gebruik nie. En hy het sy vaardighede so benut dat hy dit self kon doen. En dit werk. Dit het sy lewe makliker gemaak en vir sy gesin het dit iets wonderliks gedoen. Dis praktiese goed wat mense raak sien by arm, wyse mense. Maak armoede jou enigstens nie belangrik. Dis altyd die vraag. Die Nuwe Testament praat baie van ryk en arm. Hoekom praat die Nuwe Testament baie van ryk en arm? In 'n sosialistiese kultuur waarin ons leef in ons wêreld, word daar baie gemaak van die Bybel wat so praat van die arme mense en die ryk mense. Hoekom is daar so 'n storie? Want dit het altyd klasverskille aangedui. Die rykes is altyd 'n ander klas en die armes is altyd 'n ander klas. Dit is net 'n gegewe. Ryk man, Lazarus. Wie was ryk? Die wat gesê het is ryk. Wie was arm? Lazarus. Hoekom? Hy het niks gehad nie. Hy het gevra vir kos. Here Jesus gebruik daardie gelykenis in Lukas 16 juis om die verskille uit te wys. Dan kry jy slawe en jy kry vrymanne. Dis ook 'n rykdom-armoede saak. 'n Vryman gaan meer kan doen as 'n slaaf. Slaaf gaan eenvoudig nie die geld hê nie. Hulle word nie betaal nie en hulle sou nie dit kon doen nie. So die slawerny sou 'n saak hê. So as hierdie gedeelte dan praat van klein staatjie en hy word beleer en daar is 'n arm wyse man gevind in die stad, is deur sy wysheid gered. Dan sou hulle eerder sê, maar vir wie kan ons die eer gee? Vir die vername manne of vir die arme manne? En hier is die dwaasheid wat uitgewys word. Hoekom moet geld skielik bepaal dat jy die eer verdien? Hoekom moet 'n bepaalde status eerder bepaal dat jy die eer verdien? En dit is 'n standpunt wat gehuldig word in vandag se lewe. Hy wat het, is. Hy wat nie het nie, kan maar van vergeet word. Hy wat het, is. Almal sien. Ons moet met hulle vriende wees, want hulle het. Ons moet met hulle verbind wees, want hulle sal vir ons geleenthede gee. Ons moet seker maak dat ons hulle nader aan ons trek, dan gaan dit ons besigheid beter gaan. Ken jy hierdie standpunte? Hoekom is dit bekend? Is dit nie maar hoe ons werk nie? Jy staan naby en iemand wat vir jou iets kan doen. Want dis deesdae wie jy ken en nie wie jy is nie. Jy ken dit al? Verlang. Dis ook nie nuwe goed nie. Dis wie jy ken, nie wie jy is nie. En hoe kry ons, praat maar van ons Afrikaner volk vandag nog werk by plekke? Dis wie jy ken, nie wie jy is nie. Want dis wie, jy gaan op wie jy is, dan het jy nie werk gehad nie. En as jong mense is vandag geseënd, daar's nog mense op plekke wat jy kan ken, dan is jy. Hoor net die verskil. Dis net op sy kop. Dis nie wysheid nie, dis nie God se manier nie, maar as dit hoe vandag werk, dis hoe ons oorleef. Kan jy hoor, ons knoei saam net om te oorleef. Dis gevaarlik hoe dit tans werk. Dis nie reg nie. Maar ter wille van oorlewing, jy het dit daai frase ook al gehoor. En dis nie 'n storie oor die wildlewe nie. Dit was mos destyds in 50 dink ek was dit een van hulle onderskrifte ter wille van oorlewing. Maar hoekom dit so belangrik geword het om iemand te ken, is oor hierdie saak van status. Status. En dan vers 16 is dan die slot daar. Wysheid is beter as heldekrag, maar die wysheid van die arme word verag, na sy woorde word nie geluister nie. Het dit verander? Nee, dit het nie.
En daarom is die lewe onseker. Daarom is die lewe onseker. Jy kan alles weet. Hoeveel mense het gesê, kyk nou maar Suid-Afrika se geskiedenis, hierdie is eintlik 'n ongelooflike interessante tyd, dis die slegste tyd om te leef in hierdie land. Maar dis die interessantste tyd om te leef, om te sien wat het gebeur. As jy teruggaan na die geskiedenis hier in die 70s, 80s, die swaar tye van die land toe dit goed gegaan het, maar kon agterkom, hier kom 'n gerommel aan, hier kom 'n groot gemors aan, hier kom moeilikheid aan, en daar's moeilikheid van al die kante af, en die wêreld druk Suid-Afrika, en ons is waar ons nie wil wees nie. Hoeveel wyse woorde is in daardie tyd neergesit op die tafel? Moenie dit doen nie. Moenie dat doen nie. Want dit gaan gebeur. En gehaal jy daai dis ongelooflik hoe hulle daai koerantberigte so uithaal en sê dit het daar op die koerant gestaan. Dit het hierdie ou gesê. Hy het dit so gesê, dit gaan so gebeur. En dit is soos in een vir een so dit gebeur het. Wat het met daardie wysgeere gebeur? Dis nog ons eie geskiedenis. Dis nou niemand anders kan dit deel soos ons dit kan deel nie. Dis ons mense wat dit gesê het. Dis burgers van hierdie land wat dit gesê het. Daar staan op hulle ID-boeke RSA burger in Afrikaans. Baie van hulle. Engels het dit ook gesê. As julle dit doen, gaan dit gebeur. En dit het een vir een gebeur. Daar's nou nog mense wat vandag half hierdie profetiese woorde spreek. En dit gebeur net so. Dit is amper, dis die gevolg. Want, hoekom is dit so? Niks niets onder die son. Dis een van die sake. Die tweede saak daarvan is, omdat mense kan sien wat gaan gebeur. Dis moontlike opsies. Hulle is altyd verkeerd met die tyd, met die tydsberekening. Maar hulle is nooit verkeerd met die gebeurtenis nie. Nooit verkeerd met die uitkoms nie. En ons is omsingel gewees. Hierdie klein staatjie, arm, wyse, so iets het met ons gebeur. Is ek reg? Ons ken dit, né? En wat het gebeur met die wysgeer? Het hulle die eer gekry? Nee, hulle is inteendeel nog steeds weggedruk, want hulle is nie vernaam nie. En niemand wil sê, maar jy was reg, ons is verkeerd. Dis eintlik die ding. Trots maak dan dat jy nie eer wil gee nie. En dis wat ook hier gebeur. Dis 'n eie tydse toepassing van iets wat ons vandag regtig beleef. Beteken dit ons moet niks sê nie? Want dis natuurlik die ander vraag. Beteken dit jy's nou die enigste wysgeer in 'n klein staatjie? Oei, so min mense. Ek weet iets, mag ek sê? Moet ek toestemming vra? Gaan mense glo wat ek sê? En dis baie keer vir die minderheid die moeilikheid. Want wat is die algemene verkiesingsstelsel? Hoe werk die algemene demokratiese, sogenaamde demokratiese verkiesingsstelsel? Hoe werk dit? Wie wen? Die meerderheidsstandpunt wen. Die meerderheid van 'n ding wat gesê word wen. Dis die standpunt wat gehuldig word. Die wat minder sê is baie keer stroom op, soos baie sal sê. Of julle is nou maar net moeilik. Dwarstrekkers, sê dit maar hardop. Dwarstrekkers. Is dit altyd waar? Nee, is nie altyd waar nie. Beteken dit dat ons nog steeds as minderheidsgroep of minderheidsseggenskap iets moet sê? Ons moet altyd nog praat. Ons het in 'n stadium, ek praat in die politiek vanaand, maar ek wil graag vir dit net sê in terme van woord en standpunt, dat minderheidsstandpunte altyd nog impak het. Dit het. Snaaks so 'n minderheidsstandpunt impak gehad het op die huidige FSA-reaksie. Dis 'n baie snaakse ding. Dis 'n baie vreemde tyd, maar dit bly interessant dat 'n minderheidsstandpunt soveel beweegkrag begin kry dat dit amper 'n meerderheidsstandpunt gaan word. Hoekom? Want iets van reg en verkeerd is in die hand nie van klein groepies nie, maar in die hand van 'n groter groep. Beter nog, in die hand van die een wat bo alles is. So jy moet dit regtig verstaan dat wanneer die wysgeer reageer en nie die eer kry nie, wat sê die Here oor die wysheid? Hy sê,
Wysheid is beter as heldekrag. Jy kan opstaan en sê, maar hier is jou monument, maar wie het gered? God het. En dit kom altyd terug daarna toe. Dit kom altyd terug daarna toe. Daar's nie wanhoop en minderheid nie. Want wie is in die hand van die 300 man? Wie is hoof oor die 300 man van Gideon? Nie Gideon nie. God is. So as God die Midianiete verslaan met 300 man wat net skreeu en kruike breek, dan is dit die Here wat wen. Dit kan nie manne wees nie, want hulle kon nie daarin die mense in verwarring bring nie. Hulle het later die swaard gebruik, maar die oorwinning was na die geskreeu verby. Dit was daar. U hoor dit. As Gideon dit doen, as ons vandag kyk na wat, sê net maar net in ons ou klein landjie, met 'n klein groepie, alreeds aan die gebeur is, ons weet nie hoe die uiteinde lyk nie. Maar ek kan vir u klaar sê, dat 'n klein groepie mense in die suidpunt van Afrika praat en huil, soos Israel gehuil het. En die Here hoor. Die Here hoor. En hy sien ons nood. En iemand teken sommer net 'n ding en sê, daar's vir julle blyplek. Ons is nog nie eens vervolg nie. Ons was nog nie eers vervolg nie. En iemand sê, julle toegang. Dis vreemd. Dis net 'n vreemde tyd. Wat moet ons sê vir die Here? Dankie dat hy weet waar ons is, en dat hy maak nie saak watter geloof in die wêreld geëerbiedig word nie, dat hy in beheer bly oor konings. Sien die pragt van hierdie verhaal, wat hier neergepen is in die stukkie wysheid, in verse 11 tot 16. Goed. Nou is dit 'n klomp, noem dit maar spreuke, wat volg. Lesse wat die moeite werd is om te leer. Vanaf vers 17 tot en met 10 vers 20. Ons gaan hulle maar so stukkie vir stukkie doen. 17 en 18. Jy sal nou sien daar, ek wil jy moet op die blaadjie probeer volg. Jy sal sien, die volgende punt is 'n hoofpunt wat sê lesse wat die moeite werd is om te leer, en dan gaan dit oor wysheid teenoor dwaasheid. En daar's 'n klomp van hulle. Wysheid teenoor dwaasheid. Nou vers 17 en 18 hoort by 'n subopskrifie wat sê wyse woorde teenoor dwaase woorde. Wyse woorde teenoor dwaase woorde. Saam met dit loop hoofstuk 10 vers 12 tot 14. En ek gaan nou maar net kronologies deur die teks gaan, want uiteindelik is hierdie studie nie gebaseer op uitgedeelde blaadjies nie. Hierdie teks is die Bybelstudies is gebaseer op iemand wat net na die Bybel kan luister en nie papier of iets by hulle het nie. So daarom, wie ook al hierna luister, ek gaan dit kronologies bly lees. Onthou, jy moet nou teruggaan, ek gaan heeltyd teruggaan en sê dis by daardie punt waar hierdie twee verse pas. So ons is by wysheid teenoor dwaasheid, maar daar's wyse woorde teenoor dwaase woorde. Hoor vers 17 en 18. Woorde van wyse manne wat rustig aangehoor word, is beter as die geskreeu van 'n heerser onder die dwaase. Wysheid is beter as oorlogswapens, maar een sondaar bederf baie goeie dinge. Ek kon hierdie net sowel in die Spreuke geplaas het. Elke vers het sy eie verklaring. Net elke vers loop op sy eie. Woorde van wyse manne wat rustig aangehoor word, is beter as 'n geskreeu van 'n heerser. Nou wat is 'n heerser? Is 'n koning. En as iemand rustig wysheid praat, maar hy het nie die vors van die koning nie, maar die koning is dwaas. Wat een is reg? Ons moet vir die koning luister, sê ons 5de gebod. Maar as hy dwaas is, wat sê die Here? Is dit beter om na die wysheid te luister? Want die koning se dwaasheid gaan hom kos. Want wie het die koning daar gestel? Elke koning wat dwaasheid beoefen, moet weet daar kom 'n dag en 'n uur, want die Here sê jy is nie meer koning nie. En vir Belsasar was dit 'n koningskap wat daai nag beëindig is. Jy is geweeg en te lig bevind. Daniël 5, seker ek. Maak net seker oor die hoofstuk. Oor Daniël 5 te wees. Vers 18 sê, wysheid is beter as oorlogswapens. So wyse woorde is beter as oorlogswapens, maar een sondaar bederf baie goeie dinge. Wysheid is beter as oorlogswapens, maar een sondaar bederf baie goeie dinge. Wysheid is beter as oorlogswapens. Nou wat is 'n oorlogswapen?
Die vertalings gee net vir ons wys dit is beter as wapens, maar een misstap kan baie wat goed is bederf. 'n Oorlogwapen is iets wat jy nodig het om die oorlog mee te wen of om 'n verskil te maak in die oorlog. Maar een sondaar bederf, een misstap, sê die ander vertaling, kan baie wat goed is bederf. In 2020 sê een persoon wat verkeerd optree, maak baie wat goed is tot niet. Wat is woorde se impak op dade? Wat is woorde se impak op dade? Ons ken Afrikaans woorde weg, maar voorbeelde trek. Dis ons Afrikaanse uitdrukking. Is daar nog een aan die Martin? Woorde weg, maar voorbeelde trek. Is dit die sterkste ene? Dit is die sterkste een wat ek ken. Ek ken nie so baie, ek kan nie so baie onthou van die Afrikaans, maar ek probeer maar weer byleer. Dat wanneer jy iets sê en jy doen iets verkeerd, dan trek jy 'n streep deur jou daad. Deur jou woord. So jou woord is nooit sterker as jou dade nie. So een misstap kan jou hele oorlog vernietig. Die rede hoekom jy die oorlog voer. En dis nogal iets te sê. Jy kan die standpunt hê vir die oorlog, maar as jy iets verkeerd doen, dan trek jy 'n streep daardeur. So daarom is karakter altyd die sterkste element. Jou karakter word gebou op wat jy doen. Wat jy sê bou nie karakter nie. Wat sê verbeter karakter. Maar wat jy kan sê kan dit breek binne 'n dag. Daarom as ons luister na politikuste, wat is ons grootste klagte oor politikuste? Dit is 'n bietjie erg om te sê, maar iemand sê hulle lieg. Wat wil 'n politikus hê moet jy doen? Wat is 'n politikus se hoofdoel? Wat is politieke partye se hoofdoel? Wat is politieke mag se funksie in die land? Dis om regering toe te pas. Reg. So hoe gaan ek in regering kom? Ek moet iets bewys. Wat sukkel die huidige politieke bestel om te doen? Hulle sukkel om die politieke wil te kry by die punt dat die besluite eensstemmig, eenvormig is en in dieselfde rigting beweeg. Ek dink hulle trek mekaar verskriklik kant toe. Ek dink nie dit is 'n maklike plek om te werk nie. En ek dink nie dis 'n lekker plek om te werk nie. Dit is baie sleg. Want ideologie in sekere groepe teenoor basiese dienste of basiese wat goed is vir almal, want dis wat tans nie gebeur nie. Ons het een politieke party wat verseker standpunt het elke keer, en is in Engels altyd gesê, want hulle dink nie hulle doen dit ooit in Afrikaans gedoen nie, maar 'n beter lewe vir almal sou die Afrikaans kon wees daarvan. Maar dis hulle lyn, né? En as ons 'n beter lewe vir almal wil gee, dan moet ons doen wat vir almal goed is. En die standpunt van een van die partye, en daar's meer as een van hulle, is dat hulle net vir hulle self dit wil makliker maak. Reg. En ek dink politieke wil maak dat dinge nie beweeg nie. Maar wat sê ons van die politikuste? Julle sê julle wil vir almal die goeie dinge doen. Maar julle doen dit nie. So, nou het jy dit gesê en jy dat gesê en jy dat gesê, maar julle staan hier voor. Nou glo ek julle nie meer nie, want wat julle sê en wat julle doen verskil van mekaar. En dit maak politikuste ongeloofwaardig. En dis hoekom ons in 'n bestel gekom het, noem maar 'n datum, ons ken die datum almal, van daar af tot nou toe, waar ons 31 jaar later sit, en nou vra ons die vraag, maar waarheen nou? Ons kan niks in die land verander sonder 'n politieke wil nie, so nou wat moet ons nou doen? Nou staan ons tussen twee vure. Ons moet met 'n politieke wil in 'n parlement dinge skuif. Maar hoe kry ons onsself om daarna te beweeg, na wie toe skuif ons? En ek dink dis waarmee ons baie sukkel. Want een ding wat ons mee sukkel is die oneerlikheid. Wie is nou regtig eerlik oor wat gaan hulle doen? En wat gaan hulle vir ons doen? En ek dink baie van ons sukkel met dit. Dit is, as ek die landskap so kyk en ek luister en lees en kyk maar wat gebeur, maar die sirkus is groot en
Die moeilikheid is baie. En ek dink nie dis die maklikste plek om tans te wees om regering te hê nie. Onstuimigheid is nou maar in die orde van die dag. En elke dag het sy nuwe verrassing. Maar wat dit nie het nie, is dat woorde altyd gehou word nie. Een sê hulle gaan 'n ding doen en dan doen hulle dit. Dan sê ons jong, help my jy sê 'n ding en jy doen iets anders nie. Dit kan ons nie doen nie. En ek dink daarmee het ons gemeenskaplikheid. Ons sê so, ja, ons moet by 'n stembus uitkom. Maar vir wie? En vir hoe? Want ons wil graag die kollektiewe dinge hê. Op 'n plaaslike regeringsvlak weet ons wat ons soek. Ons kan maklik sê dit en dat moet gebeur. Gaaf. As jy dit doen, is dit reg. As jy dit nie doen, dan jaag ons jou weg. As dit so maklik was, is dit seker lekker. Maar op 'n provinsiale en nasionale vlak, en dis waarmee ons sit in ons huidige bestel, waar gaan ons heen? En hierdie twee spreuke, noem dit maar spreuke, is woorde van wysheid en woorde van dwaasheid. En veral daardie laaste ene praat juist daaroor wat jy sê trek 'n geweldige streep. Jou dade trek 'n geweldige streep deur wat jy gesê het en maak nie saak hoe jy oorlog maak nie, as jy verkeerde goed doen, dan vernietig dit wat jy wou gedoen het. Dan van vers hoofstuk 10, ons is nou by hoofstuk 10 en dan gaan ons vers 2 tot Daar's 1. Vers 1 gaan oor wysheid teenoor dwaasheid, net gewone wysheid teenoor dwaasheid. Net die eerste vers. Dooie vlee laat die salf van die apteker stink en bederwe, 'n bietjie dwaasheid weeg swaarder as wysheid, as eer. Is dit waar, né? Jy hoor die gewone spreuke, né? Dis gewone spreuke wat hier gebruik word. Dooie vlee laat die salf van die apteker stink. Ai. Maar 'n lewende vleeg sal dit ook doen. Hoekom soek ek nie vliee in myself nie? Kom sê ek vir iemand, jy's nou 'n vlieg in myself. Jy bederf net dit wat goed is. Reg, dis 'n mooi. Hy kom seker reguit van hier af. 'n Goeie vlieg bederf homself. Moenie 'n bietjie dwaasheid inbring en dink dit gaan nie 'n impak hê nie. Dink gou aan leierskap. Hierdie spreek het 'n baie goeie toepassing op leierskap. Ons is altyd in die proses van vernuwing. Oueres skuif uit want hulle kan nie meer nie, wil nie meer nie, sien nie meer kans nie, en dan kom maar jongere mense in. Wie het al die verskil tussen jong mense se denke en ou mense se denke geproef? Partykeer is dit net 'n spoed ding. Dit hoef glad nie eers oor 'n ideologie te wees nie. Partykeer gaan dit net oor spoed. Wanneer iemand meer senior sê, ons moet so 'n bietjie wag. Iemand sê, ons moet vinnig doen. Wat ons klaar net 'n spoed ding, dat ons weet wat ons wil doen en hierdie een gaan dit so doen, dan sê wag, julle gaan nou te vinnig. Of julle gaan nou te veel geld spandeer. Ons het oordeelkundigheid nodig om die saak mooi te deurdink. En dan is daar 'n verskil tussen die leierskap van die jongeres teenoor die oueres. Ons het dit al baie gesien. Is dit nie ook maar vlieg in die salf ding nie? Want waar lê die wysheid? Waar lê die wysheid in so 'n tipe bestuurstyl? So wie ook al voorsitter is van 'n bepaalde kerkraad, dink nou maar aan kerkrade, kerktoepassing. Wanneer jy jonger leierskap wil leer, waar sit jy hulle? Heel voor of in die middel? Jy sit hulle in die proses, maar nie heel voor nie. Hoekom? Want hulle moet nog bietjie leer hoe werk dinge. So wat leer mens ken? Mens leer spoed ken, maar mens leer ook 'n bietjie wysheid ken. So om dwaasheid weg te weer uit enige organisasie. En ek het nou van 'n kerk gepraat, maar jy hoef nie te dink aan 'n kerk nie. Jy kan enige organisasie gebruik. Maak nie saak aan watter groep, of dit 'n kultuurorganisasie, 'n sosiale organisasie, enige organisasie. As jy oorgang in leierskap soek, moet jy die jonges tussen die oues sit. As jy die kontinuïteit wil hê van 'n bepaalde kultuur. As jy die twee skei, kry jy wat? Twee groepe. Twee organisasies. Ouer gaan dood en 'n nuwe een gaan begin of ook doodgaan. So jy kry of twee dooie organisasies of jy kry 'n lewendige organisasie wat sterk gehou word met die standvastigheid. Ek dink maar aan Titus 2, baie wysheid. Die Titus 2 beginsel is die seniors hou die stabiliteit en die jonges hou die voortvarendheid. Sodat jy beide ratte het
Jy het 'n rad vir stadig ry en jy het 'n rad vir vinnig ry. Maar dis in een radkas. Ek herhaal. Jy het 'n rad vir vinnig en 'n rad vir stadig. Jy het 'n rad vir sterk en 'n rad vir swak. Maar jy moet al die radde hê in een radkas. Anders het jy nie 'n bewegende voertuig. Want jy het nie 'n baie waardevolle voertuig as jy net kan vinnig ry of net kan stadig ry. Want jy het al twee klasse van spoed nodig. En ons het alles nodig. En wys my die organisasie wat regtig sinvol funksioneer sonder die wysheid en pag van die oueres en die voortvarende innoverendheid van die jonges. Jy kan nie daarsonder nie. En daar is geen organisasie wat regtig kan funksioneer sonder beide kante nie. Die ouer organisasies sterf uit en jonger organisasies begin nuut met 'n ander idee. Hulle begin glad nie met dieselfde idee nie. En daarom gaan hulle uitmekaar uit en hulle kom nie weer by mekaar uit nie. Noem vir my 'n ou organisasie wat opgehou bestaan het. Noem vir my een. Wat u geken het in die ou dae wat net nie meer bestaan nie. Was daar nie een nie. Bestaan almal nog. Eskort bestaan nie meer nie. Daar was 'n milieraad gewees. 'n Milieraad. Maar dit was die verandering het gekom weens bestelveranderinge, soos regeringsverandering het ook impak gehad op daardie weggaan. Wat het gebeur met en dieselfde het met Eskort gebeur, want daar was geld in Eskort. Daar was staal in Eskort, daar was selfvervaardiging in Eskort. So wat het gemaak dat hierdie organisasies verdwyn het? Daar was meer as een faktor. Dit is nie so eenvoudig soos net maar dit was nou ou mense en nuwe mense. Dit was nie eenvoudig soos dit nie. So dis groot korporatiewe organisasies wat vir verskriklik baie mense werk gegee het. Hoe het die SAS gewerk? Wat is die afkorting? SAS. Suid-Afrikaanse spoorweë word met Transnet met 'n hele nuwe baadjie, nuwe alles. En dis 'n bestelsoorgang. Maar wat het die ou mense daar nog steeds te sê gehad? Niks nie. So, dit was net een kant toe geskuif, né? Maar jy kan hoor as groot organisasies. Dit het die bestaan van Suid-Afrika eintlik op 'n baie stabiele plek gehad. Nuwe bestel, nuwe dinge. Goed, maar dis die groot goed. Klein organisasies wat in dorpe was, net in dorpe was, nie landwyd nie so groot soos Eskort nie soos want Eskort was op verskillende plekke ook. En die spoorweë het vir baie werk gegee, staatsorganisasies gewees. Ja, dis nou weer 'n staatsdiens. Goed. Maar ek wil hê jy moet 'n bietjie dink. Ek kry nou nie 'n goeie voorbeeld uit die groep uit nie. Maar jy moet vir gaan dink na organisasies wat bestaan het, verenigings wat u geskep het en wat nie meer vandag aangaan op dieselfde vlak of kwaliteit nie. Volksspel is vir my een van die beste voorbeelde daarvan. Reg, maar dis 'n kultuurskuif. En wie het nie gevat aan die kultuur nie? Die jong mense het nie gevat aan die kultuur nie. As ek vandag gaan volksspele doen, ek woon 'n volksfees by en ek doen volksspele, is dit die lekkerste ding om te doen. Maar waar's die jong mense? Daar is hulle baie. Maar in die dorpe is hulle glad nie meer sigbaar nie. Dis nie meer deel van ons taal en volk en kultuur nie. En daarom is volksspele net iets wat sogenaamde ouer mense doen. Reg, jy sal hulle nie daar kry nie. So wat het nie gebeur nie? Wat het net nie gebeur nie? Is net nie oorgedra nie. Reg. Of dit nou oor leierskap gegaan het en net oor 'n kultuurskuif. Oor ons totale politieke bestel en of Afrikaner wees niks meer is nie. Dis nou weer 'n tema op sy eie. Dink maar net aan die saak. Maar ek weet volksspele is nog hier en daar 'n paar laers wat funksioneer, maar nie oral en almal en dis nie meer ons ding vir Vrydae-aande nie. Dis wanneer was die byeenkomste? Ek raai nou maar oor die dag. Was dit Saterdag, maar was dit ook Vrydag op partykeer? Saterdag gehad. Goed. Maar dink daaroor, né? Dis iets wat die ouer geslag gaan begrawe. Al wat dit vashou is volksbyeenkomste.
en kultuurbewaring wat dit daar hou. Anders was dit lankal weg. Daar's 'n bietjie van 'n vernuwing, maar ongelukkig net binne kringe so C4O en daar's kringe van kultuurbewaring. Daar's 'n paar afkortings wat ek nou nog ken, maar ek gaan dit nou nie verder noem nie. Maar dis ons konteks. Weet dit. En dit het 'n impak. Dooie vlee vernietig die saad. En dwaasheid wat inkom deur leierskap gaan verseker organisasie kelder. Jong mense wat vandag glo jy moet bo begin in plaas van onder, kelder organisasies. Seuns wat erf en nooit gewerk het nie, vermors en die tweede en die derde geslag die geld uit. Boere klaar daaroor, want die derde, vierde geslag moet hulle grond verloor, want hulle weet nie om geld te kyk nie, want hulle het nie deurgekom nie. Ou mens, nuwe mens. Dis dalk beter voorbeelde, boerderye, weet nie hoeveel kan hande opsteek met weet, vierde geslag boere wat die geld verkwis het nie. Terwyl daar die aanvanklike boere verskriklik hard moes werk. Dit het ons al baie gesien. Goed, ek gaan net nog een paar versies, vers 2 tot 4. Daai was nou oor wysheid teenoor dwaasheid. En dan vers 2 tot 4 gaan oor gedrag. Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van die dwaas is na links. Dis nie politiek nie. Uit tog. Nie waar kom hierdie vers vandaan. Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van die dwaas is na links. Ja, ook die dwaas op die weg. Ja, ook as die dwaas op die weg wandel, ontbreek sy verstand. En hy sê aan elkeen dat hy 'n dwaas is. As die toorn van die heerser teen jou opkom, verlaat jou pos nie, want bedaardheid voorkom groot foute. So waar lê die wysheid? Hart van die wyse is na regs, en die hart van die dwaas na links. Kyk waar dit 'n ander vertaling is. Hart van 'n wyse is nou staan dieselfde. Daar's niks anders daar in die 2020 nie. Kyk of 83 iets in die betekenis gee. Ja, hierso is anders. Die verstand, dis 83 vertaling, die verstand van een wat wysheid het, gee hom krag, wat die van 'n dwaas maak hom swak. Reg, so wat het hulle vertaal in die betekenisvertaling, want dis idiomaties, né? So dis vanuit die Hebreëus idiomaties. Wat is hierdie regs en links dan in die idiomatiese taal? Die verstand van die een wat wysheid het, gee hom krag. Dis na regs. Dis die krag. En die wat nie verstand het nie, gaan na links. Dit maak hom swak. En nie noodwendig jou keuse van regsdenkend of linksdenkend nie, dit is glad nie dit nie, so vergeet van daardie gedagtes. Ons praat altyd van die politieke landskap as meer konservatief na die regterkant toe en meer liberaal na die linkerkant toe. So meer behoudend na regs en vandag praat hulle van jy's of sentrum of naby die sentrum of meer na regs of na links, maar dis nie wat hierdie gedeelte oor sê nie. So as ons vandag na regs of links moet beweeg, gaan dit oor waar is jou krag? By wie is jou krag? En dit is wat die standpunt daar is. Die hart van 'n wyse, en die wyse is die sleutel daar, en die dwaas is die volgende sleutel. As die dwaas op die weg wandel, vers 3 gaan dan oor dieselfde gedrag, die gedagte van gedrag. So, die rigting waarin jy beweeg, toon jou dwaasheid aan. So, as Christus praat van, aan sy vrugte sal jy hom ken, Matteus 7, dan gaan dit oor woorde wat gepraat word. Aan sy vrugte sal jy hom ken. So wat jy hoor, gaan duidelik sê wie die persoon is. Wanneer die apostel Paulus praat oor gedrag in Galasiërs 5 vers 17 tot 19, dan eintlik van 17 tot en met 21, dan praat hy oor werke van die vlees. Dan word die werke van die vlees vir ons geïllustreer en dan word woord op woord genoem van werke wat pas by vleeslike gedrag. Nou wat is vleeslike gedrag anders as om aan 'n ander stel reëls vas te hou
en jou geloof is nie in die Here nie. Dis wat Matteus 7 saam met Galasiërs 5 vers 17 tot 21 leer, is dat, en daar's nog tekste, ek gaan maar net die twee noem, dat mens kan illustrasies skryf van gedrag en sê, dis verkeerd. En as iemand vandag my sê, maar moenie oordeel nie, sê, wag 'n bietjie voor jy so ver gaan. My oordeel word gebaseer op Bybelse wysheid, God se wysheid. My kennis is in die Here, en ek kyk na gedrag en ek sê, die Here het ons geleer dat hierdie nie pas by 'n wandeling in hom nie. So 'n wandeling na regs is in wysheid. Watter wysheid? Die kennis van die Here. Wat is die 2 W? Psalm 1. Jy wat besig is met die wet van die Here dag en nag, weet wat reg is in die oë van wie? Dis wat wysheid is lewenswysheid. So hoe moet ek die lewe benader? Nou, die hele ding van moenie oordeel nie, laat maar die sondaar toe om te doen wat hy doen. Daar is geen saak nie. Hy is besig met sy eie lewe. Los hom uit. Is dit hoe die Here wil hê ons moet dink? Nee. As hy sê in 2 Petrus 3 vers 8, hoekom wag die Here so lank vir die wederkoms? Dat elkeen tot bekering kan kom. En bekering beteken, hey, hou op met loop soos jy loop, hou op na links, kom terug. Dan het ek ons liefde betoon. En dis wat mense nie vandag verstaan in die liberale denke nie. Dat die wysheid van God is die kennis van God, en as ons vir hulle wys, dit moet jy nie doen nie, dan help ons. Vandag sê hulle, julle Christene, julle is al erg wetties. Ja? Is daar hoop in lewe in die Here? Ja, daar is. Is daar sin in die wandeling in die Here? Ja, daar is. Dis wat hierdie gedeelte leer. En dan sê daai laaste versie, as die toorn van die heerser teen jou opkom, verlaat jou pos nie, want die bedaardheid voorkom groot foute. Moenie kwaad word nie, want wat gaan jy doen as jy kwaad word? Jy gaan waarskynlik iets sê. Wat gaan jy sê? Iets moois, iets vrolik, iets positiefs, iets waarvan die heerser hou? Antwoord is waarskynlik nie. Waarom is jou gedrag dan belangrik? Waarom is daardie 'n sagte woord keer die grimmigheid af, deel van die skrif? Hoekom is daar, jy hoor die wysheidswoorde wat ons so deur die Bybel kry. Dis nie vreemde woorde nie. Waar pas die wysheid in? Hoor jy waar pas dit in? Hoe pas mens die wysheid dan toe? Jy pas dit op 'n situasie toe. Jy pas dit toe in 'n omstandigheid. En sê maar, hoekom sê die Here dit? Hoekom sê die prediker wyse gedrag maak sin? Want dit maak sin. Want hoe keer ek nou dat daar 'n moeilikheid is? Ek wag 'n bietjie voor ek reageer. Ek is nie gelukkig met wat hy gesê het nie. En dis gewoonlik ons probleem. Maar wag voor jy reageer. Dankie. Wag voor jy reageer. Dit is 'n gepaste opmerking, dankie. Begin nie die proesel kry van wat die wysheidsliteratuur doen. So ek gee dit vir sulke stukkies dat jy die afbakening daarvan het. Want 'n spreek is regtig so. Hy gee vir ons altyd twee kante. Jy hoor hom. Die positief en die negatief. Die wysheid en die dwaas. Die wysheid en die dwaas. Die wysheid en die dwaas. En gaan toets. En hoe toets ons 'n spreek aan onsself? Ons toets of die gedrag lyk soos myne. En as dit soos myne lyk, dan ek sê, Here, jammer. Dis al wat ek moet doen. Ek moet myself toets in die wysheid van die Here. Dan maak dit sin. En daarom is hierdie lesse wat die moeite werd is om te leer. Watter ene? Almal nog is die moeite werd om te leer. Hulle maak absoluut net sin. Dis prakties gesproke die enigste woorde wat sin maak. Ander goed maak amper nie sin nie. Goed. Enige vraag of opmerking? Seker. Iets wat ek nou dag gehoor het, ek het dit nie daar in seks al gesien het, of een van julle, van die jong meisie uit Nederland, wat in Hongarije, Ja. die spraak gaan leer het. Nie seker nie. Vertel maar. Oor wat in die lope
gaan basies daaroor dat sy praat vanuit haar wêreld, Nederland, maar ook die ander lande en die toestroming van mense wat toegelaat word van buite en hoe dit nou infiltreer. Maar jy moet dit baie mooi geluister want sy het alles so goed uiteengesit van die gevaar daarvan. Maar wat interessant is toe die perspektief vanuit 'n Christelike oogpunt baie sterk. En dit was so interessant. Ek sal dit net graag weer wil luister onder, maar dit gaan daaroor waaroor ons almal bekommerd is en hier ongeraak die politici, die regeringsvorme. En my kommentaar daar was, en ek dink dis wat sy sou wou sê, is ons swak regerders. Dit is waar die kern van die groot probleem in die wêreld lê, is dat ons 'n klomp minne op 'n kontrak het, wat probeer om iets te doen, en van alles vir eie gewin, ensovoorts, en ek dink nie, dit wat jy nou gesê het, waarheen is ons pad? Die verkeerde pad, kom terug na dit wat die regte ding is. Ja. En gee die mense die regte leiding. Dis 'n goeie Die Bybel gesien. Dis 'n goeie opmerking en as ons net die waarde van Bybelse wysheid verstaan, dink hoeveel waarde dit sal hê vir regerders soos hulle. Dink maar net daaraan. Daarom is ons 'n Utopia soek. Wat soek ons eintlik? Ons soek mense wat die wil van die Here soek. En dan sal die noodwendige wysheid na vore tree. En mense sal agterkom, maar hierdie is steel en hierdie is roof en hierdie is wetteloosheid en dit moet ons wegkry. En dan sal ons verstaan wat vir ons algemeen en logies is, jy moet mos die ding regmaak, die pad moet heel wees, dan sal nie ongelukke. Want dan probeer ons nie mekaar vas hê met ons gat probeer vermy. Dit is logika. Ons dink aan die lewe wat die Here wil bewaar en ons taak is om dit te bestuur. Dan verstaan ons regering, ons verstaan bestuur, ons verstaan al die fasette, maar wat kort ons? Wysheid. Alles is onseker daar ingestel. So ons dra ook skuld. Dis waar. Ons waardes al begin afwater. Ons het ons waardes afgewater, ons het besluite geneem en ons moet vertrou as ons foute van ons soos dit ons het gemaak het nog steeds 'n bepaalde leed moet verduur, dan is dis ons smet wat ons mee saamleef totdat dit verby is. En dan vertrou ons Here se genade sal weer kom dat ons weer in 'n ander fase kan leef van meer asem, meer rus, meer vrede. Ons weet nie of dit regtig gaan kom nie, want jy moet ook 'n ander aspek van God se genade sien, is hy het gesê daar sal 'n tyd kom van smart. En ons weet nie in watter fase van hierdie smart wat moet kom, ons nou trek nie. Die kerk van die vroegste tye af is so bly gewees dat die vervolging begin het, want dan beteken dit die wederkoms is dalk naby. Daar's 'n ander stukkie hoop. Maar ons kyk na die leed in die lig van ons uiteindelike pad. Ons kyk na die foute wat ons gemaak het in die lig van ons eie pad. Ons kyk na die foute wat ons gemaak het in die lig van die heilshistoriese geskiedenis en ons sien die Here het hierdie fout gesien, hy het hulle daar gestraf, hier het hy hulle genade gegee en ons is op pad na die grootste van genade. En dis ons nog steeds is. So ons het die Bybelse historiese plan, pad na die eindtyd toe, die finale tyd, en ons is in 'n bepaalde tyd geleef hiervan. Waar is ons nou? En dit gee vir ons daardie perspektief van ja, ons gaan nog 'n pak slaag kan hanteer tot op 'n stadium en dan wat? Of die einde vir ons ten opsigte van die dood, vervolging, dalk 'n regte eindtyd, dalk die laaste klok. Wat teen die eerste kom, ons is nie altyd seker nie. Maar waar ons is ons. Maar ons is nie sinloos hier nie.
En hier is die groot troos van dit alles. En dat die Christelike perspektief in die Nederlande kan seëvier ten spyte van 'n klein hoeveelheid Christene in Nederland tans in hierdie stadium. Is dit wonderlik om te hoor dat die stem van die Here steeds uitkom. En die hele Europa is onder geweldige druk. Dis 'n verskriklike groot krisis tans met die migrasie. Maar maak nie saak wat die migrasie doen nie. Wat ook al met die geloof in die hele wêreld plaasvind nie, die kerk is besig om te skuif. Die Here sal ons bewaar. Dit gebeur. Goed, dankie vir die opmerkings. Dit was sinvol.